Here Jesus, ek dink aan die lied wat ons nou net gesing het. Here I stand before you, before your throne of grace, to find help in time of need, to seek your lovely face. Here, want nou is ons behoeftig en ellendig soos ons hier staan. Maar ons weet ons is die gunsgenote. En ons het nodig dat U ons lei na die hawe van ons begeerte vanoggend, en dit is om U woord te hoor. Dat die ore van ons hart sal oop wees om te hoor. En ontvanklik sal wees om aan te neem. En sodat ons nie net hoorders van die woord raak nie, maar doeners daarvan. En sodat die verandering sigbaar kan wees in ons. Terwyl ons dit uitleef in 'n wêreld wat al hoe meer ander standaarde as die woord het. Seën asseblief ons saam syn vanoggend. Dankie vir hierdie voorreg om as liggaam voor U te kan kom en te sê, spreek Here, want U diensknegte luister. Ons bid dit in die mooiste naam van alle name, in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Terwyl ek net daai watertjie nader kry, want hy is dit. Okay. Psalm 37, as jy hom by jou het. Ek sien laaste week of wat met Psalm 37 besig in my eie lewe saam met die Here, my eie stap en wandel, en ek wil net vanoggend vir jou vers 7 lees. Want vers 7 nou op pad hiernatoe met 'n verskriklike woelige week. Nou dink ek, Here, kan ek nie maar een van die vorige preke kom doen nie? Verstaan, hulle was mos nou nie 'n rosse wil nie. Hulle ken mos nie wat ek verlede week gesê het nie. En ek is heel gemaklik dat dit 'n goeie woord sal wees, want dit is 'n woord wat die Here in my hart gewerk het. Maar helaas, weet Vrydag aand by die huis, en sê die Here, nee, ek het hierdie week met jou iets anders neergewerk. Nou sê Here, maar ek het die hele week ander dinge gedoen. So ek, nee, in hierdie vers sit. So toe moes ek nou hierdie vers vat, en met hom verder gaan in my hart. En nog gisteraand na die rugby, gaan sit en sê, Here, maar dan moet jy dit nou duidelik maak wat dit is. En eers vanoggend, 6:00, het die Here duidelik gemaak wat dit is. So ek vertrou dat dit vir jou gaan beteken wat dit vir my beteken. Maar verskoon my onkunde as jy dit reeds weet. Maar dit was vir my openbaar. Psalm 37 vers 7 sê, swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer. Ek het daai amper nie eens gesien nie, want die woordjie verwag het my gevang. Swyg voor die Here en verwag hom. En ek sê, Here, wat op aarde beteken dit om U te verwag? Is dit die tweede koms vir sekere mense? En behalwe van die feit dat ek getroud is met 'n taalkundige, is ek lief vir taal. Ek hou van dit om in te kyk in 'n woord, en dis vir my lekker. So ek het nie na die Hebreëus en Grieks gaan kyk wat dit normale sou doen nie, want die woord verwag het reeds gister in my hart gewerk toe ons die huwelikseminar gedoen het. Ons het reeds gepraat oor die woordjie verwagting. So ek het tot dadelik net gaan sê, wat sê die gewone Afrikaanse, ek het in Engels gaan kyk eers, as jy vir Google sê, define expectation. So om net te kyk, wat staan daar buite, wat sal die normale persoon se definisie van die woord wees? So, verwag is om 'n verwagting te hê, maar expectation is a strong belief that something will or is likely to happen. A strong belief that something will happen or is likely to happen. So dis 'n sterk oortuiging. Jy kan self sê, as jy nou wil inlees, kan jy sê, dis so half 'n sterk geloof dat ek hoop dat dit wat moet gebeur, gaan gebeur.
'n strong belief, sterk oortuiging, dat iets gaan gebeur, of die kans is baie goed, dat dit gaan gebeur. So sonder twyfel kan ek vir julle sê, dat ek het 'n redelike sterk verwagting gehad, dat Wallis nie die bokke sal kan in die skram keer nie. Staan en dit het gebeur. My verwagting het nie uitgekom as anders as wat ek gedink het nie. Want daar was 'n baie sterk oortuiging in my hart, dat Campina se tweede span potensieel sou ontstaan teen Wallis. Maar, wat as 'n verwagting nie realiseer nie? Wat as jy 'n sterk oortuiging gehad het? Selfs geloof gehad het, dat iets moet gebeur, of die kans dat dit gaan gebeur is baie goed, en jy staan vas daarop, jy's amper verby die lyntjie van daar's 'n sterk moontlikheid. Jy het 'n verwagting, dit moet gebeur, en dit gebeur nie. Wat dan? Wat dan? Dis 'n groter realiteit as wat ek en jy besef. En ons het gister, baie toevallig, gepraat oor die frustrasiediagram, wat oom Paul, Perse pa, Marie se pa, vir ons gewys het, toe ons in 2014 deur die ongeluk gaan, waarvan die meeste van julle weet, en hy het 37 dae in die hospitaal en op die rand van die dood omgedraai. Daai hele traumatiese gebeurtenis het 'n klomp spin-offs gehad op ons leefstyl. En toe kom sien hy vir ons, of althans vra dat ek hom kom sien, want hy wil met my praat oor die frustrasiemodel. En hy sê dit is eenvoudig. Enige frustrasie word voorafgeloop deur 'n onbeantwoorde behoefte, of 'n onbeantwoorde, of 'n, wat is die regte woord? Nie gunstige uitkoms van 'n verwagting. Ongerealiseerde verwagting, kom ons noem dit so. Enige frustrasie wat jy beleef, word voorafgeloop deur 'n verwagting wat jy gehad het tot 'n uitkoms. En dit het nie so gebeur nie. Wat ek sou wou hê moes gebeur om die frustrasie te verhoed, het nie gebeur nie. Maar ek moet ook onthou, as die frustrasie gebeur het en ek sit met die frustrasie, moet ek myself afvra, aan twee kante van hierdie kwadrant, twee kwadrante van hierdie prentjie, moet daar iets gebeur. Want niemand van ons hou van die frustrasie, maar hy is nou daar, dis nou 'n realiteit. So wat gaan ek nou met hom doen? So daar's 'n woordjie verwagtingsbestuur wat ek in besigheid geleer het. Dit was vir my 'n fantastiese ding, 'n konsep om te leer in bemarking. En dit is dat jy kan mense se verwagtinge help bestuur. En die probleem kom in met jou glow mail advertensies en met jou, wat is daai Verimark. Dis dan 'n groot rooi wynkol op die mat wat jy sien. Dis die probleem. Dan staan daar 'n antie en sy skrob vir die dood, maar sy kry nie daai weer uit en hande is in die hare en die sweet loop en sy het die make-up aan en alles gaan oor die rooi kol op die mat. En dan heel laas dan sê hey, kyk die big green machine. Die ding. Jong, dis net 2 trekkies. Daar's daai kol weg. Voilà, die frustrasie is weg. So daar's kitsoplossings tot my probleem. Daar's McDonald's uitstappies om dit wat my probleem is my wegvat. So iewers moet iemand my frustrasie bestuur. Ek kan my verwagtinge bestuur. En as 'n kliënt se verwagtinge te veel is, dan moet ek hom net 'n bietjie beter manage, bietjie beter verhouding bou en dan bestuur ons net sy verwagtinge. En as sy verwagting toe is, dan bring ons hom af en sê, kom ons verwag dat die bokke net 30 punte gaan aanteken. Want
Want as jy nou 35 punte aanteken, dan het jy die verwagtings oortref. So kom ons verwag dat hierdie ding vir jou net R5 gaan wins maak, soos hy vir jou R50 wins maak, voilà, jy's baie bly. Ons bestuur die verwagtings, ons begin omlaag. Maar die probleem is, hierdie ding kom in ons geestelike lewe. En dan verwag ons van een entiteit om hierdie probleme van ons te laat weghaal. En hierdie verwagtingsstel bestuur. So, nou kom die vraag. As ek nou hierdie frustrasie beleef, A, is dit 'n goddelike verwagting wat nie gerealiseer het nie, of B, is dit gebore uit self, of is dit plain onrealisties? Die voorbeeld wat ek gister gebruik het in my huwelik is dit as ek 'n frustrasie beleef dat my kinders ongehoorsaam is en dat my vrou en my kinders nie onder my submit as die hoof van die huis nie, is dit 'n goddelike verwagting of 'n selfgedrewe onrealistiese verwagting as ek 'n frustrasie beleef rondom dit? Goddelik. Goddelik, so dit kan bestuur word. Right? So, wanneer ek sou gaan sit met hulle, en wanneer ek my hart vir hulle sou uitstort oor die saak, dan sal dit 'n goddelike reaksie wees op die frustrasie wat ek beleef. Met die hoop dat ons dit kan bestuur na 'n oplossing toe, waar die verwagting realiseer. En as die verwagting realiseer, is ek opgewonde en ek is dankbaar dat dit gebeur het. En die frustrasie verdwyn. Sal julle met my saamstem? As ek die verwagting het dat ek elke oggend van die week en die naweek moet wakker word met 'n koppie koffie en 2 beskuitjies langs my bed, anders is my vrou nie vir my lief nie. En ek het 'n frustrasie rondom dit. Sê dit? Onthou ek neem dit op, Trevor, ek gaan dit net daarso van mamma speel by die huis wat jy nou sê. Is dit werk dit in almal se huise so, okay, so dis nie 'n onrealistiese verwagting nie, liefie. Sort dit. Sort dit elke oggend. Daai lekker bruin beskuitjies. En jy moet dit bak soos my ma dit bak, né? Anders is jy nie lief vir my nie. Okay. En Boeta sit sy met so palmtakkies daar staan en so liggies wakker sing. Onrealistiese, selfgedrewe, selfverheerlikte begeerte of 'n verwagting wat nie bestuur kan word tensy ek my wil afdwing op hulle nie. Dit is nie so moeilik nie. As die frustrasie bly en as ek besef dis nie 'n goddelike frustrasie nie, moet ek hom kruis toe neem. Ek moet dit kruisig. Ek moet die behoefte wat onbeantwoord is, die verwagting wat ek gehad het, moet ek bely voor die Here as nie binne sy wil nie. So Here, ek wil nie verder gefrustreerd wees met my vrou wat nie vir my koffie bring nie, wat ek maak die afleiding daardeur dat sy nie vir my lief is nie, want my love language is deeds of service. En as my vrou nie deeds of service vir my doen nie, dan is sy nie lief vir my nie. Dis my aanname en dit pas nie in die kruis nie. Want ek wil gedien wees in plaas daarvan dat ek die een is wat opstaan en vir haar laat wakker word met 'n koppie koffie. Nie omdat sy dit vra nie, omdat ek dit wil doen. Nie omdat sy 'n verwagting daarvoor het nie, maar omdat dit 'n surprise is. Goeiemôre my skat. Dis vir jou koffietjie. So as iets nie 'n goddelike verwagting is nie en hy veroorsaak 'n frustrasie, vat hom kruis toe. En sê Here, hierdie saak moet sterf. Want as dit nie sterf nie, geliefde, weet wat gebeur? Hierdie frustrasie kry kleintjies. Hy skakel om. Hy raak woede. Hy raak bitterheid. Hy raak onvergewensgesindheid. Hy raak lelik. Hy begin onthou goed van die verlede. Hy kry kleintjies. En daai jakkalsies wat hy kry, raak die jakkalsies wat die verhoudings rondom jou opvoeder.
Omdat jy gefrustreerd is, want hoe kan mense nie vir jou waardeer en vir jou ophemel nie? Kom het jy vir my voorgestel vanoggend die Ters, as die wonderlike prediker wat jou vanoggend, ek het op 'n CV, ek het matriek deurgekom. Ek het 'n verwagting gehad, man, dat jy vir my nie laat instap van buite af en almal staan op en klap hande. Woe! Ingevlieg van Rossenwil af. Ek is hoogs gefrustreerd met jou, my broer. Vir 'n kruis toe. Net om te weet dat die woord sê, die Here staan die hoogmoedige te. So om watter rede wil ek my CV gelees hê, wat gaan dit verander aan die woord wat gebring raak? Maar waar dit wel 'n verandering maak, is in die hart van die prediker. Om geerken te word asof hy hierdie woord uitgedink het. Asof hy hierdie woord uitgewerk het. En as hy dit sou gedoen het, sou dit niks anders as 'n mondeling gewees het, as dit nie kom uit die hart van die Here. So daarom is my verwagting iets anders vandag. As dat ek opgehemel moet word vir 'n woord. En nie een van hierdie goedjies wat vandag gesê gaan word, sy eer kan na my of na jou toe kom nie. Want die een wat dit gee, verdien die eer. Die eienaar van die goeie gawe verdien die eer. Nou moet ek myself nie vooruitloop nie, want ek is 'n ou wat maklik spring na die einde toe. Ek wil sê wat op my hart is, maar hy moet nog so 'n bietjie wag. Goed, so ons verstaan as frustrasie. Frustrasie ontstaan as gevolg van 'n onbeantwoorde behoefte of 'n onverwesenlike verwagting. En ek moet besluit, is dit 'n goddelike verwagting, kan ek daarom bestuur, of is dit 'n self of 'n onrealistiese verwagting wat ek kruis toe moet vat? Baie pragtig. Nou kom die vraag. Wat verwag ek van Jesus? Dis nou maklik om oor mense te praat. En ons het kon gister oor die huwelik praat. Lekker lank oor ons verwagtinge in die huwelik. En hoeveel frustrasies ontstaan in die huwelik, die naaste verhouding waarin jy ooit sal staan in so 'n huwelik. Is ook die eerste persoon wat die moeilikheid kry as 'n behoefte onbeantwoord aan jou kant is. Jy kan vir mense jou pause, maar nie vir jou huweliksmaat nie. Daar kom dit uit. So dis maklik om te sê, ek het 'n frustrasie as gevolg van my lewensmaat, of ek het 'n frustrasie as gevolg van my kinders, of ek het 'n frustrasie as gevolg van my werk. Maar wat as ek 'n frustrasie het as gevolg van 'n onbeantwoorde behoefte, of 'n onverwesenlike, whatever jy dit wil noem, verwagting, 'n verwagting wat nie gerealiseer het nie, en die persoon met wie ek geïrriteerd en gefrustreerd is die Here. Wat verwag jy van Jesus in jou krisis? Kom ons wees eerlik. Hoe die Engelse prediker gesê, my church, my people talk back to me. Wat is jou verwagting? Kom ons wees eerlik. Siekbed. Iemand is ernstig siek in jou midde. Wat is jou verwagting van die Here? Moenie vir jou heilig kom sê, nee, ek sê nie die Here se wil moet ons nie. Daar's 'n verwagting. Here. Wat dink jy was die verwagting Ters? En daai ma se wat as sy die Here gedien het op 2 kinders weg is. Here, bring hulle vir my oor 'n week terug? Nee. Wanneer 'n krisis ontstaan, dan as jy kyk jy na die Here as die oplosser en die verlosser van hierdie saak. Ons doen dit almal. Ek sê nie ons kan nie ons pad effens wysig om Bybels korrek te wees. Ek praat van die absolute rou realiteit van jou hart in daai oomblik. Nog voordat jy die WhatsApp tik of mense vra om saam te bid, wat beleef jy dan daar? Kan ek vir jou sê, in Oktober en November het daar meer implemente in my huis gebreek as in die laaste 5 jaar. Sê weer? Ontsaglik. En dan is dit, Here, wat gaan aan? Nee, ek het dit nie gebreek. Nee, hulle het gebreek, maar ek het hulle nie gebreek. Simeon kon dalk verantwoordelik wees vir 1 of 2 maar ek het hulle nie gebreek nie. Maar hulle het gegroet. En reg moet vervang word.
Elkeen vir hulle. En albei voertuie moet in 1 maand gediens hou. En so kan ek vir jou aangaan, al die goedjies wat verkeerd geloop het, en sonder om vir jou te jok, was daar in my hart. Daar sit my vrou. Here, gaan jy nou toe kyk dat die vyand my vertrap? Wat gaan aan? En daar's 'n verwagting dat U gesê U sal voorsien. So, nou is 'n goeie tyd. Ek wag. Ek het 'n verwagting. Die woordjie wag is daarin. Maar die voorvoegsel vir, interessant, uit die taal uit. Bring 'n verskil tussen lewe en dood, het jy geweet. Verdrink. Drink is gesond. Verdrink is dood. Brand is seer. Verbrand is dood. Ongeluk is hanteerbaar. Verongeluk is dood. Wat is verwag? Dit is tyd betrokke. Ver. Daar is die woord pregnancy ook in verwag. Dis 9 maande. Die Here het vir Abraham ook 'n woord gegee oor wanneer die beloofde seun sou kom. Hy moes hom verwag, maar hy moes wag. En daar's 'n manier wat jy kan wag, en daar's 'n manier wat jy nie moet wag nie. En daar's 'n ongeduldigheid, en daar's 'n geduldigheid. En daar's 'n koninklike, goddelike rus, en daar is 'n onrustigheid. En so kan ons aangaan. En hierdie het ek niks neergeskryf nie. Ek het net gedink aan die woordjie verwag. Verwag. Wat verwag jy van die Here? Ons vrieskas het leeg geloop, saam met alles wat breek. En omdat ek die plaas verhuur en nie meer skaap het nie, is daar nie meer 'n free flow van lekker skaapchoppies nie. Dis nou alles koop. En in die maand was daar nie geld vir koop nie. Ook nie vorige een. Wat verwag ek van die Here? Het ek 'n frustrasie met hom? Ja of nee? Want as dit kom, bo op die res van die goedjies wat breek. En as die apteekrekening lyk soos 'n huispaaiement, maand na maand, soos 'n huispaaiement, en die frustrasie bou op, nie net met die Here nie, ook sommer met my vrou wat by die apteek, ek sê, kyk hoe hierdie inskrywetjie, daai beteken dis daai spesifieke The Local Choice apteek, dis sy napie. As ek hom search op my SMS'e, dan is dit so 'n lang lys met goedjies wat gekoop is. Ek sê, kan ons in Vader se naam net asseblief 'n ander oplossing kry as hierdie kan doen. So kyk wat gebeur. My frustrasie wat uitloop, my verwagting raak 'n doodsding. Alles rondom my begin tel spanning op. Want ek soek die oplossing en ek blameer die voorsiener. Sonder om vir jou te probeer daaietjies met jou loop, dis wat gebeur. Miskien is jy nie so nie, maar ek sukkel partykeer daarmee. Net 'n maand later 'n ekstra vrieskas te moet koop, want die vleis is te veel. Kon die kudu in sy 20% gekry het. 3 mense het gebel met skaap, nou moet ek uitdeel. Toe maar as dit uitgegee nie my bel nie. Want die Here bly goed. En aan sy goedertierenheid is daar geen einde nie. Tensy daar in die wag en die verwag tydperk iets anders gekoppel is as wat ek dit graag wil hê. En tensy hy my wil leer, hoe werk dit om hom te verwag? Nie iets nie. Wat is Christus my frustrasie raak? En wat is hy uitspeel na 'n teleurstelling toe? Was jy al teleurgesteld in die Here? Het jy al so sterk geglo iets gaan gebeur, jy's vol spoedbes om te hardloop, dis daai wat jy so
Regtig, Here? Ek was vas oortuig dit gaan gebeur. En dit het nie, jy's amper deur mekaar van teleurstelling. Wonder as Jesus nie God was nie, en Judas moes hom verraai soos hy hom verraai het, en hy moes dood eenvoudig ek en jy gewees het in die rol van Jesus, dan sou dit vir my daai gewees het. Ek kan dit nie glo nie. My teleurstelling in my toe hy sien, om dit aan my te doen. En dan sal meerdere van julle vir my sê, ons het al 'n besigheid beleef. Stel beleef iemand my totaal en al my vertroue wen, om uiteindelik my in die rig te steek. Dan sal van julle vir my sê, ek het al my huwelik beleef, my man of my vrou wat op my uitloop, my kinders wat hulle rug op my draai, vriende, familie wat my los omdat ek die Here begin dien. Sê ek, okay, wat maak ons van Jakobus 1, wat sê, as jy nou oor verwagtings wil praat, Jakobus 1 sê, bid sonder twyfel. Ons kyk gou wat hy sê. Vers 6, maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf wat deur die see deur die wind gedrewe en voortgesleep word. Want die mens moet nie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. So is die antwoord vir my verkeerde verwagtings dan nie dat ek moet bid sonder twyfel sodat my verwagting definitief sal uitspeel, want dan sal ek ook die Here hoor sê, soos hy vir die man gesê het, is dit ja, iemand sal net gesê, jou geloof. Toe sê doktertjie, wat het gesê, Here, jy hoef nie te kom, jy hoef net te bid, hoef net die woord te spreek. En dan sal my kind genees. En Jesus vir hom sê, sulke geloof. Moet ek nie net sulke geloof hê nie? Moet ek nie net bid? Sonder om te twyfel, dat die verwagting wat ek het, sal uitspeel in die naam van Jesus nie. Geliefde, langs 'n 2-jarige dogtertjie se bed, in die Rondebosch onkologie departement, staan ek en 'n vriend weke aan een en bid vir haar met leukemia, sonder om te twyfel dat die Here haar sal genees. En sy sterf. Was jy al so teleurgestel? Het jy al 'n woord gekry dat die Here jou pa, jou ma, jou suster, jou oom, jou tannie, jou vriendin, jou vrou sal genees? En of hulle genees nie, of hulle sterf. Jy al daai frustrasie en daai teleurstelling in Christus beleef. In 2014 met die ongeluk was die gebed die oggend voor my vrou en my skoonma en my dogtertjie Kleinbaai toe ry, was die gebed, Here bewaar ons. Mens kan selfs daai, Here ek bid die bloed oor my familie, niks sal met hulle gebeur in die naam van Jesus. Net om 2 uur daai middag 'n oproep te kry dat daar 'n kop aan kop botsing was. En jou gesin was daarin. Jy het daai teleurstelling gehad. Het jy al 'n besigheid gehad wat gevou het nadat jy beleef het die Here het vir jou gesê om die besigheid te begin? Het jy al agtergekom dat jou beursie en jou bankrekening raak leeg ten spyte van al die verse in die woord wat sê die Here is 'n voorsiener? En al die beloftes wat jy van die internet kan aflaai om dit te bid. En die Bible code en alles wat jy miskien in glo dat dit jou finansies gaan gesond hou en dan loop dit agteruit. Het jy al gekyk hoe jou koskaste leegloop? En dan dink jy by jouself, en ek praat hier met ters, die wat in die bediening staan. Waar is die mense wat die Here aangestel het om na my te kyk? Here, praat U dan nie met hulle nie? Sien hulle nie om my voertuig se kilos optel nie? Weet hulle hoe lyk my uitgawes in 'n maand vir die bietjie wat hulle vir my gee? Predikers kry snaakse, onbeantwoorde behoeftes.
verwagtings wat nie verwesenlik nie. En dan onthou ek verskriklik goed met ons eerste miskraai. Ons het 'n groepie bymekaar gemaak aan Durbanville, julle was daarby en ons het woord gekry, ons het gebid en ons het geglo die Here gaan hierdie sielietjie red. En ons gaan hierdie kind hê. En op pad hospitaal toe, nadat die dokter gesê het, dis 20 weke, so die kans op oorlewing is 0. Water het gebreek. So ry ek en ek is in Tygerberg-Heuwels. Ek is op pad om af te draai hospitaal toe. Wilhelm bel my. Launels. En Wilhelm sê vir my, Bou, vertrou jy die Here vir 'n uitkoms of vertrou jy die Here? Ek sê, wat? Ek is half in die gesig gevat. Dis dit. Wilhelm, verstaan jy nie die krisis waarin ek nou is nie? Is jy onsensitief teenoor my situasie? Ek sê vir hom, wat bedoel jy? Hy sê, vertrou jy die Here vir 'n uitkoms of vertrou jy die Here, want om die Here te vertrou het 'n punt. Ek vertrou die Here, punt. Die uitkoms los ek in sy hand. Maar my vertroue is volledig in hom, nie van hom nie. Ek vertrou die Here vir iets of ek vertrou die Here. Daai aand is iets rondom verwagtingsbestuur in my hart gerig. Want die verwagtings wat ek aan die Here gekoppel het, om dit is gelyk aan te stel aan sy liefde vir my, het verkrummel in 'n oomblik toe ek besef, ek is besig om die Here te manipuleer oor hoe hy my moet beheer en bestuur. En hoe dinge moet werk hier op die aarde. En toe ek daai aand saam met my vrou sit voor daai dooie liggaampie wat op die bed lê, wat hulle vir 43 minute by ons los. Hulle maak die kamer deur tot vandag, verstaan ek nie presies hoe hulle gedoen het nie, maar ek verstaan hoe die Here dit toegelaat het. Want ek moes deel met dat my verwagtings het nie gerealiseer nie. My behoefte is onbeantwoord gelaat. Die frustrasie in my hart moet kruis toe gaan oor hierdie saak, want ek verstaan iets heeltemal verkeerd oor die hart van die Vader. Ek wil vir my 'n Jesus bou, wat in al my probleme moet voorsien, soos 'n magic wand wat hy swaai, en daar is dit verby. Want dit sal beter wees vir my. En dit sal beter wees vir my gesin. En al my verwagtings moet realiseer. En die een wat ek moet doen is U, Here. Want U is mos die goeie God. En U is mos die wat al die beloftes in die woord maak. So, dit moet alles gebeur met my. En ek staan op dit en ek claim dit in die naam van Jesus. En dan? As dit nie gebeur nie. Dan kan jy saam met my kom. Dan wys ek jou die name van die wat gesê het, ek is klaar met Jesus. Ek het daai ding getrek, het daai even nie probeer. Nee wat, daai goeie God wat julle van praat bestaan nie. Ek het hom vertrou vir dit en vir dit en vir dit en vir dit. En nie vir ek moet dit gerealiseer nie. En daarom is hy nie God nie. Hy is nie daar nie. Ek doen hom iets anders te glo, die God of the universe of 'n algemene good versus evil. Want daar was 'n verwagting van 'n uitkoms wat nie gebeur het nie, omdat ek nie kon die Here vertrou nie. Ek kon nie sê ek het 'n verwagting in hom nie. Ek moes sê ek het 'n verwagting van hom. My standaard. My rules, my life. Jy moet inpas by dit. Ek sê, okay Here, wat wil U vir my sê? Dan gaan ek julle terugvat na Jakobus 1 toe. Maar in plaas van net vers 7 en 8 vir julle lees, gaan ek nou vir julle lees die konteks. En ek gaan dit vir julle teruglees. Ek gaan nie by vers 2 of 3 begin nie. Ek gaan net die vers voor die een lees en die vers voor daai en die vers voor een. Want die vers wat ons gelees het net nou was
hierdie man moet bid in geloof sonder om te twyfel. Maar waaroor gaan dit wat hy nie moet twyfel nie? Want vers 5 sê, en as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder voorbehoud. So as ek hom terugwerk in plaas van vorentoe, dan sê ek, hoe ek moet bid en waar ek moet glo sonder om te twyfel, is dat hy sal wysheid gee in elke situasie. So in plaas van dat my verwagting van hom moet wees my probleem uit te sorteer, is my verwagting in hom om wysheid te gee om hierdie saak te hanteer volgens sy wil. En daarvoor kan ek vas staan dat hy sal gee sonder voorbehoud. Ek kan nie daai versie alleen quoteer nie. Ek kan nie sê bid met geloof sonder betwyfel en dan is jy dubbelhartig nie. Maar ek kan sê as jy alles wil hê volgens hoe jy dit sien, en as jy die gedeelte in Johannes wat sê as jy in my naam vra, sal ek vir jou alles gee, en jy maak daai jou nou sonder om te verstaan daar staan as jy na my woorde luister en dit doen, dan sal jou hartstoestand verander en die verwagtings van jou hart en die behoeftes van jou hart sal nie wees om jouself te verheerlik nie, maar hom. En hy in jou en deur jou. En skielik verander alles. As ek terugwerk verder, kom ek by vers 4. Maar leidsaamheid moet tot verre volle verwerkliking kom. Wat? Ek moet deur lydingstye gaan? Ja, as jou verwagting in my is, verwag dat ek my karakter in jou wil werk. En dit gaan ek in jou moet groei oor tyd. Ek gaan dinge moet toelaat wat jy nie sien as my wil en as my liefde vir jou nie. En of ek die instigator daarvan is of nie, is irrelevant. Ek laat dit toe, want ek is besig met jou. En ek is besig met jou karakter. En as lydsaamheid nog nie deel is van jou karakter nie, dan wil ek dit in jou werk. En as lankmoedigheid nog nie deel is van jou karakter nie, dan wil ek dit in jou werk. En as vreugde te midde van teëspoed nog nie in jou is nie, dan wil ek dit in jou werk. In hierdie saak, by hierdie hospitaal, met jou kind waar hy, wat in elk geval myne is, sê die Here. Want dit sê ek en jy nie vir mekaar kan sê, die Here is die eienaar van alles nie. En ek en jy is maar net die rentmeester nie. Waarmee is ons dan besig? Dan vat ons eienaarskap van dit wat nie ons is. 'n Rentmeester bestuur die eienaar se bates namens die eienaar net ook ten voordeel van die eienaar. En die eienaar vergoed die rentmeester. Is dit nie waar nie? Hoe kan die rentmeester van die eienaar voorskryf? Tog sê die eienaar vir ons, kom stort julle hart en julle begeertes voor my uit. Is dit wat Filippense sê nie? Kom maak bekend. Julle begeertes met danksegging. Kom maak dit bekend aan die Here nooi ons om ons begeertes aan hom bekend te maak, maar geliefde, jy kan nie dan 'n verwagting hê dat hy alles moet doen soos jy wil hê, asof jy 'n remote control in jou hand het, jy kan die kanale van God change wat jy wil hê. Dan moet jou verwagting skuif om te sê, Here, in plaas van U wat ek iets wil hê, is my verwagting dat U in hierdie saak sal opdaag. En toe raak Psalm 37:7 vir my vir die eerste keer waar. Verwag hom. Here, hier's 'n krisis. Here, ek verwag U. Ek ken die begeerte van my hart in hierdie krisis. Ek kan dit nie vir U wegsteek nie. En nou kan ek my tong. Ek kan nie my begeertes wegsteek nie. Nog voordat dit 'n gedagte is, weet U reeds wat dit is. Want baie graag seker uitkom sê, maar Here, dit is vir my belangriker om 'n verwagting in U te hê hier. Sodat U hier kan werk in my en wanneer U hier manifesteer met U karakter, dat die wêreld wat U nodig het, wat nou kyk na my in die krisis, dit kan sien en kan sê ek begeer op dit. Wat? Ek begeer ook om 'n krisis te hanteer, soos wat jy die krisis hanteer.
En wat ek en jy dan kan sê, is dis nie ek nie. As dit ek was, sal ek vir jou die bloedstreep agter my wys hoe hanteer ek krisisse. Maar wanneer ek hom verwag hier, dan wag ek tot hy hier opdaag. En die tydperk wat hy vat, is up to him. Want wanneer Lazarus 4 dae lank lê en stink en die mense sê, nou sê die Here, perfekte timing. Verwag my. Verwag my hier. Ek sal vir julle sê, die besigheid het swaar gekry hierdie jaar. Sekere kante van ons besigheid het niks besigheid gedoen nie. Nou. 'n Baie winsgewende kant van ons besigheid. Volgende jaar is daar skoolgelde wat betaal moet word. So my gebed kan of wees, dankie Here, dat ek weet U sal mildelik voorsien. In my hart weet ek sê dit net baie duidelik vir julle, of ek kan sê, Here, U sien my hart. Ek is bekommerd oor volgende jaar. Ek weet nie hoe dinge gaan werk, maar my verwagting is in U. Ek verwag dat U sal opdaag elke dag soos nodig in volgende jaar. Want dan alleenlik kan Matteus 6 vir my waar word om te sê, moet nie vir jou bekommer oor die dag van môre. Môre sal sy eie uitdagings bring. En dan in daai uitdaging kan ek weer terugkom en sê, Here, hier verwag ek U. En dan interessant dat Psalm 37 begin met sê, swyg. Bou maak jou mond bietjie meer toe as mense vir jou vra hoe gaan dit. Want die eerste ding wat wil uitkom, is jongs moeg, einde van die jaar, emosies is nie mekaar, finansies is min. Wie hoor die Here in dit? Wie sien die getuienis van die Here in dit? Want al wat ek eintlik sê, is ek verwag die uitkomste. En ek sal nog steeds vir jou vertel wat die Here gedoen het. Maar nou wil ek net so 'n bietjie mens wees en 'n bietjie mou maak. Is dit nie waar nie? Of is dit net ek? Net ek. Hanna kom aan by die tempel en sy ween voor die Here. En sy het so 'n verwagting in 'n seun dat sy haar hart uitstort voor die Here. En sy sê, Here, U sien my hart. Almal spot met my oor ek nie kan dit nie. Maar hy bring sy kosbare gedeelte daarin wat ek vir jou wil deurtrek na die kruis toe. Dan sê sy, as U, nie U moet nie, nee, U sal nie, sê as U, as ek genade vind in U oë, welbehaag, en U gee vir my 'n seun, dan sal ek hom toewy aan U. Jesus sit in Getsemane. Dink julle nie sy menswees het 'n verwagting gehad? Net sy menskant. Vergeet vir 'n oomblik nou gou van sy goddelikheid. Mens dink sy goddelikheid en sy menslikheid overrule. Hy het 100% gevoel, geproe, geloop, gesien, net soos ek en jy. En as jy moet sit en jy weet, daar kom die fakkeltjies aan. Hulle kom vir my. Vandag word ek voor die hof gedaag. Môre hang ek aan 'n kruis. Dink jy nie daar was 'n verwagting in sy hart, in die menskap, toe hy gesê het, Vader, kan hierdie beker, nie hy moet nie, nie hy sal nie, nie ek sê van God niks sal aan my raak nie, beter sal dit gedraai, nee, niks sal met nie gebeur, toe sê hy, Satan kom agter my. Van Petrus, jou verwagting is nou weer wat moet gebeur. Verwagting is nie in my nie. En Jesus sê, my menskant het 'n verwagting, 'n begeerte, 'n behoefte, om nie hierdie lydingsbeker te drink nie, om dit nie deur te gaan die pyn nie, maar my Godkant, my geeskant sê, nie my wil geskied nie, maar U wil. En die Vader sê, my seun, as jy nie deurgaan nie, kan die res van die mensdom nie gered word. En die behoefte van sy menskant word onbeantwoord gelaat.
Maar omdat dit nie 'n goddelike behoefte maar sê maar vlees wat daar vir 'n oomblik praat. En ek probeer nie sê Jesus het vleeslik sonde opgetree, asseblief nie dit sê nie, ek probeer net die konsep vasmaak dat die frustrasie in sy hart, die misnoë om dit te doen was nie beantwoord deur 'n oplossing nie. So daarom moes hy daai kant kruis toe vat. Sê ek sal sterf in dit, sodat die plig, die doel hoekom ek aarde toe gestuur is, vervul kan word. En God die mensdom kan red deur versoening te bring. Ek wil nie verder praat, ek wil net vra. Het jy 'n verwagting van hom of het jy 'n verwagting in hom? Verwag jy hy moet pitch en als uitsorteer of verwag jy hy moet pitch en sy wil laat geskied? Verwag jy om te groei in hom soos wat jy deur die vallei van doodskare stap of verwag jy dat daar net sulke groot spotlights moet aangaan elke keer en die weg vir jou wys wat jy moet loop sonder dat jy enige vorm van teëspoed ooit mag beleef as 'n kind van die Here? Ek dra nie daai getuienis in my hart nie. Ek dra nie die getuienis van altyd ryk, altyd gesond nie. Ek dra nie die getuienis dat daar nooit finansiële krisisse aan my kant is nie. Maar ek dra die getuienis dat die God wat vir Lazarus opgewek het, elke keer op die regte tyd opdaag. En saam met dit net so hoop karakter saambring wat kom deur eksamen op eksamen op eksamen. Nou jy sou vir my kon sê, as 'n ou wat Pretoria toe gestap het, met die opdrag van die Here dat hy sal voorsien, nie veronderstel om sy voorsiening te verstaan nie. Ek sou met jou saamstem, ja, hy sou moes dit verstaan. Maar ek bly my Achilleshiel. Ek bly my Suid-Afrika wat ek nie deurkom. Elke keer is ek weer broos en afhanklik voor die Here. En dan gebruik die Here sy kraaie op die regte tyd, die brood en die vleis te bring wat nodig is in my en my huis. Daarom sal ek in my huis nie net die Here dien, maar ons sal 'n verwagting hê in hom. Ons sal wag op hom. Ons sal hom innooi. As jy wil lewe spreek, dan moet jy Jesus spreek. Nie oplossings vir die probleem nie. Nooi Jesus in die situasie. Nooi hom in jou toestand in jou krisis in. Verwag hom om hier op te daag en hy sal dit doen op sy tyd en op sy timing. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genade wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees en bly. Amen.